Hallo julle, so, ek hoop julle is reg. Ek hoop julle het julle dinkweekies aan. Amper sê ek dinkkoppies aan, dinkweekies aan. Ons gaan vandag 'n paar somme doen. So ek weet, dis nie party van julle se gunsteling nie. Ander hou nou weer verskriklik baie daarvan. Ander hou meer van lees en gediggies en sing. Maar kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar somme. Ons gaan tel in veelvoude, ons gaan bietjie deel en ons gaan bietjie plus en bietjie minus, nee. Goed. Ons sal nie te moeilik maak nie. En dan gaan ons kyk na die storie van die 2 visse en die 5 broodjies. Dis 'n baie oulike storie. Ek weet julle hou van daai storie. Ek weet julle ken daai storie. So, hier gaan ons. Ons kyk na ene, tiene, honderde en duisende. 1 het nie 'n 0 agter nie, nê? 'n tiene het 1 0 agter. Honderde het, julle is reg, 2 nulle agter. En duisende het 3 nulle agter. Goed, ek het geweet julle weet dit. Is nog 'n bietjie maklik, nê? So, die mense wat saam met Jesus gestap het, het baie honger geraak. En die disippels vra toe vir Jesus, wat moet ons doen? En Jesus sê, gaan koop vir hulle iets om te eet. Hulle vra toe vir Jesus, gaan ons van 200 pennings vir al hierdie mense kos koop? 200. Dit is 'n 2 met 2 nulle, nê? Ja, kom ons tel in veelvoude van 100. Ons begin by 100 en ons eindig by 1000. Goed. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, my vingers raak nou lekker dom, 900, en 1000, yes, mooi. So, Jesus sê toe vir hulle, gaan soek vir my hier, wat het ons? En hulle kom toe terug, met 2 visse en die 5 broodjies. Nee, kom ons doen 'n bietjie plus en minus somme. Goed, wat is 5 minus 2? Dis maklik, nee, dis 3. Sy, wat is 1 plus 3? Is 4, ja, is maklik. Nou gaan ek nie my hand ophou nie, want julle is te slim. Ek maak dit te maklik. Wat is 5 minus 2? Dit is 3. Sjoe, ek dink hierdie somme is te maklik vir julle. Nog enetjie. Wat is 5 plus 2? Dis 7, mooi, yes, goed. Kom ons beweeg aan. Jesus vat toe hierdie 2 visse en hierdie 5 broodjies en hy begin hulle deel. Die mense het in groepe van honderde en in groepe van 50's gestaan. Kom ons tel in veelvoude van 50. Somme net tot by 500. Goed, ons begin. 50, 100. 150, 200. 250, 300. 350, 400. 450, 500. En so gaan ons aan, nê? Julle verstaan hom, julle het hom. Goed. Jesus begin toe deel aan hierdie groepe en hy deel en hy deel en hy deel en die kos raak net nie op nie. Sjoe, Jesus was waarlik die seun van God om hierdie wonderwerke te kon doen. Nee, dis net so jammer, nie baie het dit raak gesien nie. Hulle het allerhande lelike goed gesoek om hom te vervolg. Want hy het nie gekom soos hulle verwag het en soos hulle dit wou gehad het nie. Toe kyk hulle om heel mis. Maar Jesus doen hierdie groot wonderwerk vir al hierdie mense en hulle sien dit en hy deel en hy deel.
Kom ons doen 'n paar deelsomme. Maar maklike deelsomme. Ons gaan sommer net in die helfte deel. Ons deel hulle in 2 dele. Goed, ons begin by 2. As jy 2 deel met 2 dan sit 1. As jy 4 deel deur 2, dan is dit 2. As jy 8 deel met 2, dan is dit 4. Ja. En as jy 10 deel met 2, dan is dit 5. Julle is baie slim. Sjoe, goed. Ek dink julle gaan 'n graad moet spring na hierdie video. Sjoe. Gaan ek bietjie te vinnig op te veel? Ek dink daarom is so nie. Dis lekker somme, nê? Kom ons gaan aan. Weet julle hoeveel mandjies het oorgebly? Maar wag eers. Die wonderlike ding van hierdie is, weet julle hoeveel mense daar was? Daar was ongeveer 5000 mense by hierdie groep gewees. Dis verskriklik baie. Dis hoekom ek sê, dit moes mos nou net 'n wonderwerk uit God se hand uit gewees. En hierdie kan net die seun van God wees wat so iets kan doen. Om 2 visse en 5 broodjies te deel tussen 5000 mense en daar bly kos oor. Kom ons tel in veelvoude van 1000 na 5000 toe. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Yes! Well done. So, hulle het hoeveel mandjies opgetel nadat almal geëet het? 12 mandjies vol oorskietkos. Kan jy dit glo? Ek dink julle almal weet sekerlik hoe die getal 12 lyk. Hierdie is 12. Hallo 12. Goed, dis 'n 1 en 'n 2. Dit is 10 plus 2 geef jou 12. Goed. Kom ons tel terug vanaf 12. 12, 11, 10, 9, hierdie is maklik, nee. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baie mooi. Goed. My storie is klaar en hierdie wonderwerk is net, dit is so 'n wonderlike storie. Daar's soveel meer sulke stories. Hierdie storie kom uit Markus 6 uit. Vra 'n bietjie vir mamma en pappa om na Markus of Matteus of Lukas, na al die vergelykenisse wat Jesus vertel het en al die mooi wonderwerke wat hy gedoen het. Dis lekker stories vir ons kinders om te kan verstaan en dit bou sommer 'n bietjie ons geloof. Vra vir mamma en pappa om vir jou vanaand van Markus 6 te gaan, in Markus 6 te gaan lees en 'n paar ander van daai stories. Totdat ons mekaar weer sien, hoop ek, jy het ook 'n bietjie by Jesus se voete gaan sit en bietjie meer van hom geleer. Al sy wonderwerke, al sy liefde en hoe groot en hoe goed hy vir ons is. Bye!